21 Junie. Ons verkies om God in alles te behaag, met goeie musiek wat 'n seën sal wees. Dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Psalm 100 vers 2. Laat daar in die huis gesing word, liedere wat soet en rein is, en daar sal minder woorde van afkering en meer van opgewektheid en hoop en vreugde wees. As deel van godsdiens is sang net soveel 'n daad van aanbidding as wat gebed is. Menige lied is inderdaad 'n gebed. Ek ontstel my oor die ligsinnigheid wat oral te bespeer is onder jong mense wat voorgee dat hulle die waarheid glo. Hulle ore is fyn gestem vir musiek en die Satan weet watter orgaan hy moet prikkel om die gemoed op te wek, in beslag te neem en te betower sodat Christus nie begeer word nie. Daar is groot verantwoordelikheid op die jeug en hulle beskou dit ligtelik. Die musiek wat in hulle huis ingebring word, het 'n middel geword om hulle gedagtes van die waarheid weg te lei, eerder as om heiligheid en geestelikheid te bevorder. Ligsinnige liedjies en die bladmusiek van die dag pas skynbaar by hulle smaak. Musiekinstrumente het tyd opgeneem wat aan gebed gewy moes gewees het. Musiek is 'n groot seën, as dit nie misbruik word nie. Maar as dit verkeerd gebruik word, is dit 'n vreeslike vloek. Wat help dit as u in die musiekkuns geleerd en opgelei is en tog nooit die nuwe lied geleer het nie? Wat sal al daardie opleiding beteken as u nie behoorlik opgelei is om lede van die huisgesin van die Here, seuns en dogters van God, te wees nie? Niemand in wie die Heiland woon, sal hom in die teenwoordigheid van ander onteer, deur met 'n musiekinstrument klanke voor te bring, wat die gedagtes van God en die hemel na ligte, onbenullige dinge wegtrek nie. Musiek is bedoel om 'n heilige doel te dien, om die gedagtes te verhef na wat rein, edel en veredelend is, en om in die siel toewyding en dankbaarheid jeens God te verwek. Waar die leer van die Here hier benede hulle lofliedere sing, sing die koor omhoog met hulle saam om dankbaarheid en lof aan God en sy seun te betuig.